Almagtige God en Hemelse Vader, ons wil U dank vir die genade wat U vir ons gegee het. Dat ons ook vanaand hier voor U kan nader. Dat ons U woord kan hoor en ook U genade kan ontvang, om so vrylik uit U woord uit te mag hoor, die waarheid, soos wat dit in U woord vir ons opgeteken is. Dankie vir die genade dat ons hierdie week voor U kan staan in gebed. Dat ons ook in gebed voor U staan en tot U nader en so gemeenskap en eenheid met U kan hê. Dat ons sal besef dit wat ons nou doen, hoe ons nou voor gebed tot U nader, is nie sommer maar net 'n gesprek nie, maar dat ons besig is om eenheid met U heiligheid te ervaar. En dat ons besig is om 'n fees te vier van ons verlossing. En dat ons gebed altyd verhoor sal word, selfs al bid ons dit verkeerd, dat U die regte gebede sal verhoor. Gebruik ons ook as U getuies, dat U Gees kragtig in ons harte sal werk, dat hierdie Pinkstertyd ons oë sal oopmaak vir U woord en dat ons so U koninkryk sal verkondig oral waar ons gaan. Ons dank U vir die genade wat ons ontvang het om U evangelie te verkondig. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam tot eer van die Here Gesang 227. Gesang 227, daarvan sing ons net die eerste vers. Gesang 227, Gesang 227, vers 1, net vers 1 van Gesang 227. Broers en susters, die woord van die Here kom vanaand tot ons vanuit Sagaria 10. Sagaria 10 gaan ons saam lees vanaf die eerste vers tot en met vers 6. Die teksverse van die preek vanaand is vers 1 en vers 6. Sagaria 10 vers 1 tot 6 met die teksverse vers 1 en vers 6. Sagaria 10 vers 1. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan ieder een. Want die huisgode spreek bedrog
en die waarsêers sien leuns en verkondig nietige drome. Hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie. Teen die herders het my toorn ontvlam, en oor die voorbokke sal ek besoeking bring, want die Here van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda, en maak hulle tot sy pragtige perd in die stryd. Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurpen, uit hom die strydboog, uit hom die heersers almal saam uitgaan. En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog die modder van die strate vertrap, en hulle sal veg, want die Here is met hulle, en die ruitery sal beskaamd uitkom. En ek sal die huis van Juda sterk maak, en aan die huis van Josef hulp verleen, en hulle sal en hulle 'n woonplek aanwys, want ek ontferm my oor hulle, en hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, want ek is die Here hulle God, en ek sal hulle verhoor. Tot sover. Ons lees weer die teksverse, vers 1 en verse 6. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte, en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld, aan ieder een. Dan die ander teksvers, vers 6. En ek sal die huis van Juda sterk maak, en aan die huis van Josef hulp verleen, en hulle 'n woonplek aanwys, want ek ontferm my oor hulle, en hulle sal wees asof hulle nie verwerp het nie, want ek is die Here hulle God, en ek sal hulle verhoor. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, ons het die afgelope week het ons na gebede gekyk, en so gaan ons nou vanaand ook verder na gebede kyk. Maandag aand het ons gekyk hoe dit soms gebeur dat ons verkeerd bid, en dit veroorsaak dan dat ons gebede onverhoord is. En ons het Dinsdag aand gekyk na waarom gebede soms blyk onverhoord te wees. En ons het tot die gevolgtrekking gekom dat geen gebed ooit onverhoord is nie. Dat die Here altyd ons gebede verhoor, maar wel altyd die regte gebede verhoor. Selfs wanneer ons die verkeerde gebed gebid het, verhoor die Here wat ons veronderstel was om te bid. Nou vanaand gaan ons nog so 'n tree verder met gebed. En ons kyk na hoe God ons gebede wel verhoor. Nou vanaand se oproep tot gebed uit hierdie gedeelte wat ons gelees het, is 'n baie ander tipe oproep as wat ons gisteraand gehad het. Gisteraand se oproep tot gebed het uit die boek Klaagliedere uitgekom, en die van u wat nou al die boek gelees het, weet, dit is 'n baie droewige oproep, waar dit amper net klagtes is en hy kla, en so word die volk deur die profeet wat die boek geskryf het, wat vir hulle sê, my probleme is erger as julle probleme, so julle het niks om oor te kla nie, bid tot die Here. Dit is hoe die boek Klaagliedere die volk oproep tot gebed. Maar vanaand kyk ons na die ander kant van dit wat in Klaagliedere gebeur het. Klaagliedere kan 'n mens sê is die een kant van die gebed, en Sagarias die ander kant van die gebed. Want jy sien,
klaagliedere is geskryf en het plaasgevind toe Israel of toe Juda in ballingskap weggeneem is en hulle het daar aan die ander kant die Efraat rivier by gesit en hulle het geween en hulle het getreur oor wat gebeur het en hulle die Here in gebed gesmeek om hulle te verhoor en terug te stuur na hulle land toe en die Here het nie hulle gebede verhoor nie, hulle moes vir 70 jaar lank daar bly. En nou kom ons by Sagaria. Nou het die volk teruggekeer na Jerusalem toe. Daai 70 jaar is nou verby en daar is al 'n hele paar jaar ook tussenin verby. Maar so het die volk dan nou die dag toe die Here hulle onder koning Darius teruggestuur het na Jerusalem toe, het koning Darius vir hulle gesê, gaan terug, ek gun julle, bou die tempel van die Here en ek sal nog betaal vir die tempel van die Here. En toe die mense of die Jode teruggaan na Jerusalem toe was dit nie heeltemal wat hulle verwag het nie. Hulle het meer 'n triomfanklike gebeurtenis verwag, waar hulle Jerusalem en sy glorie gaan herstel en waar alles gaan wees soos wat dit vroeër was, net beter. Maar toe hulle in Jerusalem kom, was dit nie so nie. Hulle het nou natuurlik Jerusalem in pyn gevind en die tempel was was vernietig gewees en die Bybel sê vir ons dat die jong mense het gejuig en die ou mense het gehuil toe hulle terugkom in Jerusalem. En dit was min of meer wat gebeur het. En toe hulle daar terugkom, toe word die volk oorval met armoede. U kan nou maar self dink, daar is geen bewerkte plase nie, geen geboude huise nie. Alles moet hulle weer van vooraf opbou. So toe word hulle oorval deur armoede en swaar kry. En as ons nou die verhaal nou mooi in diepte gaan lees, sal ons agterkom, hulle word partykeer selfs deur hulle onkunde in die woord van die Here getref, dat hulle self skade aandoen, omdat hulle nie die woord van die Here goed genoeg geken het nie. Maar hulle het toe, nadat hulle in afwagting Jerusalem toe teruggekeer het, woon hulle in armoede, totdat die profeet Haggai naderhand vir hulle sê, maar nou het julle al julle huise gebou. Julle huise is gebou, julle het nou kos om te eet en julle is nie meer in armoede nie. Maar hulle het nog nie die tempel gebou nie, waarvoor die koning gesê het hy sal betaal. En toe het hulle weer met vreugde besluit toe die Here vir die profeet Haggai sê, en hy sê vir die volk, bring hout en klim op die berg en bou die tempel. So het die volk met blydskap weer gekom, weer eens was daar groot vreugde gewees en groot hartseer, die dag toe hulle die fundament van die tempel grou om weer te begin bou. En weer was dit nie wat hulle verwag het nie. Hulle het met groot opgewondenheid begin bou, totdat die vyande van Juda gehoor het. Hulle is besig om die tempel van die Here te bou. En baie ongelukkig was die vyande, en so het die vyande hulle verhoed om die tempel verder te bou. En so het daar 'n hele tyd verbygegaan, waar hulle aan die tempel nie gewerk het nie, as gevolg van dit wat die vyande gedoen het. En in die tyd, net na die tyd van die profeet Haggai, is die tyd waarin Sagaria opgetree. Nou, hulle was eintlik tydgenote. Haggai en Sagaria kon mekaar dalk goed geken het, want hulle het in dieselfde stad gewoon, in dieselfde tyd het hulle geleer. Haggai was net in die vroeër tyd en Sagaria in die latere tydperk van hulle lewens. En Sagaria het toe die woord van die Here aan hulle gebring en gesê, maar nou moet ons nou lank genoeg gewag, nou sal die Here laat ons weer die tempel bou. Dinge het nie gebeur soos wat dit moet nie, maar nou moet ons weer bou. En nou kom Sagaria en hy moet hulle ook bemoedig. Onthou, hierdie volk is 'n volk wat moedeloos is. Die Here het hulle gebede wat hulle aan die kant die Efraat rivier gebid het verhoor.
Hulle het teruggekeer na Jerusalem, soos hulle die Here gevra het. Nie op hulle tyd nie, maar op die Here se tyd. Nou het hulle teruggekeer. En nou loop dinge net nie reg soos wat hulle wil hê dit moet regloop nie. En nou kom daar, 'n mens kan sê, daar het dalk al twyfel in die harte van die mense dalk begin inkruip. Maar nou kom die profeet Sagaria en hy moet hierdie twyfel in die hok staan. Hy moet hierdie twyfel of die twyfelende harte moet hy versterk. En hy kom en hy vertel vir die volk in sy profesie, kom hy en hy roep hulle op tot gebed. Maar hy doen dit in 'n baie ander manier as wat hulle in die boek Klaagliedere gehoor het. Hy kom nie die keer en sê vir hulle, my situasie is slegter as julle se nie, bou 'n brug en kom maar oor nie. Hy sê vir hulle, onthou wat gebeur het, hoekom het ons in die ballingskap ingegaan? En dan gaan hy en hy sê, kyk na die huisgode wat julle ouers gehad het. Kyk na hoe hulle vir die afgode vir reën gevra het. Die Here het droogte gegee. Die Here het droogte oor hulle gebring, maar en dan in plaas daarvan dat hulle die Here gevra het om die droogte weg te vat, het hulle die afgode gaan vra. En op die einde van die dag is die enigste manier hoe daar reën gekom het, is as die Here dit weer gegee het. En so gaan hy aan, hulle het die afgode gesmeek om hulle te beskerm teen die ballingskap wat gekom het, teen die oorlog wat gebeur het, hulle het die afgode gesmeek, die afgode kon hulle nie red nie, want die Here het teen hulle gestry. En nou herinner hy hulle daaraan, moenie nou begin twyfel nie, moenie nou dink om weer na afgode toe te gaan nie, want daardie afgode is reeds bewys, kan julle nie help nie. Dit is net 'n beeltjie, net 'n klip, niks meer as wind nie, wind het meer krag as daai afgode. God het na die ballingskap, voor die ballingskap het God aan hulle bewys, die afgode beteken niks. En dan kom sê Sagaria vir hulle, kyk wat het God na die ballingskap reeds aan julle bewys. Kyk hoe het hy bewys dat hy sy gebede, dat hy julle gebede verhoor. Hy bewys aan hulle dat daar geen twyfel by hulle kon ontstaan oor wie werklik gebede beantwoord nie. Want dit was ook 'n kwessie gewees, want vir die afgode was daar presiese formules gewees oor hoe die afgode hulle gebede sou beantwoord, maar vir die Here was daar nie. Jy kon 'n offer gebring het, maar die Here kon nog vir jou nee gesê. So het hierdie volk ook getwyfel. Maar nadat hulle vir 70 jaar lang kans gehad het om te twyfel in die Here, het die Here na 70 jaar hulle gebede verhoor en hulle laat terugkeer uit hulle ballingskap af na Jerusalem toe. Maar die volk se gebede gaan baie beter verhoor word as wat hulle gedink het. Nou op daardie stadium in hulle land gebeur dinge nie soos wat hulle verwag het dit gaan gebeur. Die rede hoekom dit gebeur anders as wat hulle verwag, is omdat dit hulle veel beter gaan kry as wat hulle dink. Kom ons vra 'n eenvoudige vraag om ons duidelikheid hieroor te gee. Hoekom wou hulle so graag teruggegaan het na Jerusalem toe? Ons lees nooit in die Bybel of in een van die psalms waar hulle lied sing, ag ons smag so om terug te gaan na Beersheba toe. Of ons smag om terug te gaan na Bethlehem toe. Of ons smag om terug te gaan na Gilead toe. Ons lees, ons smag om terug te gaan na Jerusalem toe. Telke male in die naballingskapse geskrifte wat in die ballingskap geskryf is, smag hulle om terug te gaan na Jerusalem toe, om terug te gaan na Sion toe. Waarom smag hulle net om na Jerusalem terug te gaan? Sekerlik is al die ballinge nie inwoners van Jerusalem gewees nie. Die hele Juda is in ballingskap weggevoer. Die volk Juda
of die stam Juda en Benjamin wat in die grondgebied van Juda gewoon het, en die Lewiete ook, sou sekerlik nie net uit Jerusalem uitgekom. Jerusalem was te klein vir hulle almal. Waarom smag hulle na Jerusalem? En die antwoord is dit waarvan hulle ontneem was. Die ergste vir Israel of vir Juda was nie dat hulle van hulle land ontneem was. Die ergste was nie eers dat hulle van hulle hoofstad Jerusalem of hulle selfstandigheid ontneem was nie. Die ergste was dat hulle van die Here ontneem was. Want ons kyk met 'n moderne oog na hierdie gedeelte, na die volk se situasie, en ons besef nie dat die Heilige Gees daai tyd nog nie openlik beskikbaar was soos wat hy vandag vir ons is nie. En die enigste manier hoe die Israeliete regtig die Here kon nader uit hulle eie uit, was met die tempel in Jerusalem. Dit was die enigste plek in die wêreld waar 'n mens daai tyd tot die Here kon nader. Al die ander kere, die hele ballingskap, het die Here tot die volk genader, nie die volk tot die Here nie. Uit sy genade het hy tot hulle toe genader. Want Jerusalem was die enigste plek daardie tyd waar die Here hulle toegelaat het om hom te nader. Want dit was waar hulle dit op die regte manier kon doen. Dit was waar hulle die offers kon bring. Dit was waar hulle die priesters gehad het, waar die priesters die rein kon word, waar die ark van die Here was. Dit was die enigste plek waar die Here dit toegelaat het. So toe die Here die tempel laat vernietig, het hy in effek Israel se band met hom gebreek. Die verhouding wat hulle uit hulle eie uit kon gehad het met hom, het hy verbreek. Hulle kon nie meer offers aan hom bring nie. En ons lees ook nooit dat hulle op 'n ander plek in ballingskap vir hom offers gebring het nie. Ons lees wel dat Daniël tot die Here gebid het, en ons lees van die profete wat tot hom gebid het, maar elke keer was dit eintlik maar die Here wat genader het, uit genade. En toe hulle terugkeer na Jerusalem, het hulle met vreugde na Jerusalem teruggekeer, want uiteindelik kan daar die band weer met die Here herstel word wat hulle 70 jaar terug gehad het. Maar weet u, broer en suster, hulle gebede was, Here, herstel ons verhouding met u, herstel die tempel. En so het daai gebede opgegaan, en dit is wat Jeremia die volk hier aanmoedig. Hou aan om tot die Here te bid, dat die tempel herstel kan word, dat die Here se heerlikheid in die tempel kan kom, en dat ons weer verbintenis met hom kan hê. Dis waarvoor Sagaria hulle aanmoedig. Maar dit is nie al wat God van plan is om te doen nie. Hy gee vir hulle 'n korttermyn antwoord op hulle gebed. Hy verhoor hulle gebede, mens kan sê in die kleinere. Hy laat hulle die tempel bou. Hy laat hulle weer offers bring. Hy laat hulle hom weer dien. Hy laat hulle vrykom van die afgode. Van daai tyd af het Juda of Israel nooit weer in afgodediens verval, soos wat hulle verval het voor die ballingskap. Hulle het wel die wet van die Here aanbid, hulle het wel afvallig geword van die Here, maar hulle godsdiens, al was dit soms net sekere tye net met hulle lippe gewees, was daarom altyd die regte godsdiens. Al het hulle dit met hulle monde bely en nie met hulle harte nie. So hulle het nooit weer afgode aanbid nie. Ten minste is nooit weer afgode met hulle monde bely nie. En so kom die Here en hy gaan hulle gebede antwoord. Maar nie net antwoord soos wat hulle vra nie. Die Here kom en hy antwoord hulle gebede soveel beter as wat hulle ooit kon hoop, soveel groter as wat hulle ooit kon droom. Ja, dit was dalk nou nog nie vir hierdie geslag presies daar gewees nie, want hulle het gesterf voor dit gebeur het. Maar van die latere geslagte wat kom, ervaar die antwoord van hierdie gebede.
'n mens kan amper sê, dit is soos die belofte wat God aan Abraham gemaak het, hy sal vir hom die land gee, en toe kon Abraham in die land gaan woon het, maar eers later, in die tyd van Moses, of in die tyd van Josua, het die volk regtig, in die nageslag van Abraham regtig die land Kanaan in besit geneem. Dit is so tipe belofte, wat die Here maak, of so tipe verhoring wat die Here gee aan hulle gebede. Hy gee vir hulle die tempel, maar 'n paar 100 jaar later, antwoord hy wat hy nog altyd bedoel het, op daardie gebede wat hulle gebid het. Herstel ons verhouding met U. En Jesus Christus kom na die aarde toe. En hy sterf aan die kruis en hy oorwin die dood. Dit is maklik om dit net te sê. Maar plaas jouself bietjie in die skoene van 'n Joodse banneling, wat terugkom, wat vir 70 jaar gesmag het, na 'n verhouding met die Here. Plaas jouself dalk in die skoene van 'n priester, wat vir 70 jaar gesmag het om die Here te dien. Plaas jouself bietjie in hulle skoene, net vir so 'n oomblik, en dink bietjie wat se implikasies dit inhou. Die feit dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, beteken dat iets soos die ballingskap nooit weer in die geskiedenis kan gebeur. En die rede hoekom ek dit sê, ek bedoel nie dat mense weggevoer word in ballingskap nie. Die ballingskap se doel was om Israel te ontneem van die Here. Dit was die ballingskap se doel gewees, om hulle te ontneem met hulle verhouding. En omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het, hoef ons nie meer die Here in Jerusalem te dien nie. Selfs al sit ons aan die ander kant die riviere van Babylon, al sit ons hier in Suid-Afrika. Dit beteken, ons is vry van Jerusalem, nie dat ons Jerusalem ons onderdruk het nie, maar dat Jerusalem was 'n klein handjie wat die Here gegee het, en nou kom die Here en hy gee in oorvloed met die oorwinning van Jesus Christus. Hy gee ons volkome dit wat ons het, en nou kan ons enige tyd wat ons het, kan ons tot die Here in gebed nader, maak nie saak wanneer, waar of hoe nie. Ja, daai tyd kon hulle ook bid, maar dit was nie dieselfde nie. Dit beteken wanneer ons nou bid, kan ons ervaar wat 'n priester ervaar het wanneer hy 'n offer gebring het aan die Here. Ons kan daardie versoening ervaar wat iemand sou ervaar het wanneer hy 'n groot sonde gedoen het en hy het vir die Here sy offer gebring, sy sondeoffer wat hy geoffer het in die tempel. Wanneer ons bid tot die Here, kan ons dit ervaar. Maar soveel meer, want ons ervaar nie net dit nie. Ons ervaar die oorwinning van Jesus Christus, want ons gebede maak ons daarmee een. Dit maak dat ons gemeenskap met God het. Broers en susters, soms lyk dit vir ons asof God nie dadelik ons gebede antwoord nie. Soms raak ons moedeloos daaroor. Soms voel dit asof die Here 70 jaar gaan vat om ons te antwoord. Soms voel dit vir ons asof ons dalk verkeerd gebid het en die Here gaan ons nie antwoord nie. Maar wanneer ons tot die Here bid, moet ons nie wag vir die oppervlakkige gawe wat dalk daarmee saam kan kom, soos wat Israel die tempel ontvang het. Wat daai tyd glad nie oppervlakkig was nie, maar vergelyk die tempel met Jesus Christus, dan is die tempel maar 'n oppervlakkige ding wat onnodig is. 'n Oppervlakkige menslike ding. Hy gee volmaak. En
broers en susters, dit beteken, maak nie saak wat u bid nie. U sal volmaak van die Here ontvang. U gebed sal volmaak verhoor word. En vanaand sê ek dit nie vir u omdat ek vermoed dit is wat in die Bybel staan nie. Ek sê dit nie vir u omdat ek terugkyk en gaan uitwerk en die Here het soveel gebede al verhoor, ons kan maar vertrou, hy behoort u gebed te verhoor nie. Ek kan vanaand vir u waarborg dat die Here u gebede volmaak sal verhoor, omdat hy dit klaar verhoor het, nog voordat u dit gebid het. Want elke liewe gebed wat al ooit gebid was en nog gebid sal word en vanaand gebid sal word, is alreeds in die offer en die opstanding van Jesus Christus vervul. Dit is die antwoord op elke gebed wat daar is. Ja, daar is klein menslike antwoorde ook op die gebed. Maar wat meer wil jy weet in jou gebed? My sondes is vergewe. Ek is verenig met God. Ek het fees met die Here en ek vier 'n maaltyd met hom. Wat meer wil ons in ons gebede hê? Dit is die volmaakte antwoord op u gebed. En die Here gee daardie antwoord aan elkeen van ons. Maak nie saak wie ons is of wanneer ons dit doen nie. Ons hoef nie te ween omdat ons nie by Jerusalem kan uitkom nie. Ons kan fees vier in die teenwoordigheid van die Here, asof ons vanaand binne die tempel is. Nie net asof ons vanaand in Jerusalem in die tempel daar in Israel is nie. Nog veel beter as dit, ons bid nie tot die Here asof ons daar is nie. Ons kan vanaand bid asof ons in die tempel van God is, waarvan ons in Openbaring lees. Die tempel van die Here in die hemel. Want Jesus Christus is ons volmaakte tempel. Hy is nie net ons herder nie, hy is nie net ons profeet nie, hy is nie net ons offer nie, hy is nie net ons hoëpriester nie, hy is dit alles. Hy is ons middel tot God, ons weg tot God. Sonder hom kan ons nie tot God nader nie. Maar in sy oorwinning kan ons altyd tot hom nader. En die antwoord op u gebed, of dit 'n kind is wat vir liewe Jesus vra om sy mamma en pappa te beskerm, en of dit 'n groot teoloog is wat met hoë woorde bid wat amper niemand behalwe die Here hom verstaan nie. Die antwoord daarop is jy ervaar eenheid met God. Jy is verlos. Jy is 'n kind van die Here. Die antwoord daarop is ewe volmaak. Maak nie saak hoe jy bid of wanneer jy bid nie. Amen. Ons gaan nou saam bid. Ek vra vir oom Arrie om vir ons voor te gaan. Dankie ons dierbare Here dat U elkeen van ons hierheen geroep het. Dankie dat U ons dra in die palm van U hand. Dankie Here dat ons mag weet U het aan 'n kruisdood gesterf
Vergewe ons sondes en ons swakhede. Ons kan dit nie verdien nie, Here. Maar U het dit vir ons verdien op die kruis. En hier by Golgotha, aan die kruis, is ons in hierdie aand klein en nietig voor U. Maar U wil vir ons deurdra en elkeen se bekommernisse, elkeen wat siek is, elke gemeente wat sukkel, elkeen wat worstel, aanraak. Vir ons help om nie op verkeerde paaie af te draai en ons weer te kom haal. Ons loof U. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam in 'n gebed, gesang 100. Daarvan sing ons net die eerste vers. Gesang 100 sing ons net vers 1. Broers en susters, kom ons sing saam die volgende gebed, gesang 102. Daarvan sing ons vers 1, vers 3 en vers 5. Van Jakob, deur U hand, word steeds U volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons vadere behoed. Berei vir ons die lewenspad, wil deur ons lei. En as ons val, o Vader, vat ons hand en staan ons by. Beskikker van ons deel en lot, in voor en die spoed. Die is ons Vader, net U is waarlik goed.
gereeds, vir almal van ons wat hier kan wees in die boodskap vanmôre. Here, help dat die boodskap nie net hier sal bly tussen die 4 mure, maar dat elkeen van ons die boodskap sal vat in die donker wêreld in. Want elkeen van ons sal lig gee vir die Here. Wees met ons, hou die genade te hart vir ons, beskerm en bewaar ons dit. In Jesus' naam. Amen. Kom ons bid saam met gesang 99, daarvan sing ons net die eerste vers. Gesang 99, net die eerste vers. Broers en susters, daar sal nou oop geleentheid wees vir gebed. Enige een wat graag voel dat hy vanaand gemeenskap met God wil hê en tot die gebed toetree, is dan welkom. En wanneer dit stil raak, sal ek dan ook met 'n gebed afsluit. Here, baie dankie dat ons vanaand ook in die gebed tot U kan nader. Baie dankie dat U weet wat ons nodig het nog voordat ons daarvoor vra. Vergeef ons vir ons waar ons so dikwels nie vir U die regte eer toebring nie. Help ons en dra ons tot U eer. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanaand met U gemeenskap kan hê. Dat ons ook eenheid met U kan ervaar. Nie omdat ons iets gedoen het om dit te verdien nie, maar omdat U U seun gestuur het as offer om ons rein te maak. Reiner as wat enige offer ooit in die tempel enige priester ooit gemaak het, sodat ons tot U kan nader om U koninkryk te ervaar. Ons wil U vra dat U ons vandag sal lei, dat ons sal vertrou op U Heilige Gees en nie beskaamd sal staan voor U woord nie, maar dit sal uitdra waar ons ook al gaan. Dankie vir die week wat al reeds verby is, waar ons elke aand tot U kon nader in gebed. U het elke woord gehoor, elke lied wat ons in gebed gesing het, elke hart wat in opregtheid tot U genader het. Ons wil U dank dat U ons die voorreg gegee het om dit te kon doen. Dankie dat elkeen wat vanaand hier is, die genade ontvang het om hierdie voorreg
te kon aangryp. Ons wil ook vanaand bid vir daardie, wat ook vanaand graag hier wou wees, maar die voorreg wat hulle ontneem is, oor redes wat hulle nie kan beheer nie. Maar ons wil ook in besonder vra dat U ook sal wees met daardie wat die geleentheid gehad het om te kom, maar die voorreg van die hand gewys het. Dat ons ook U evangelie aan hulle sal verkondig, sodat hulle ook 'n brandende begeerte sal ontvang om eenheid en gemeenskap met U te kan ervaar. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af met 'n laaste gebed vanuit Psalms. Ons sing saam Psalm 84. Daarvan sing ons die eerste, die 4de en die 5de vers. Psalm 84 vers 1, vers 4 en vers 5. Is U wonings hier, daar leer skare begeer, my siel en anker van verlange, om na Gods woning op te gaan, staan, die hemelende lofgezangen, my hart en vlees op God geleid, die wat leef zal van kracht tot kracht steeds gaan, totdat al voeten Sion staan. Geen een wat daar nie zal verskyn nie, weet eerder leer skare leer, my geroep, hoor my gebed, en laat my nie in druk verkwyn nie, leer my 'n toegeneë oor, o Jakobs God gee my God ons skuld en ons verweer, sien toch op die gesalfde neer, skenk hulp en heil aan Sions koning, eendag in die huis veel meer, as 1000 waarheid U onteer, veel liever is ek in die woning, 'n drempel wagter as bekend, met ydel vreugde sondags teen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade, die barmhartigheid van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.